Right, daar is hy. Kom sluit net die oë. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat U elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees vanoggend. Heilige Gees, dat U in elkeen van ons harte sal werk. Here, U weet wat se boodskap ek moet bring. Here, U weet dat U dit op my hart gelê het. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend deur hierdie deure gestap het. Here, my gebed is dat U vanoggend se diens sal seën en Here, dat U my lippe sal seën. Ons vra dit en ons dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Alweer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek gedeel oor die onderwerp hoekom entitlement vernietigend is. En ek het gedeel dat die woord entitlement eintlik beteken aanspraak maak. En ek moet dit hê. Ek wil meer hê as wat ek veronderstel is om te kry. Ek het 4 punte genoem hoekom entitlement vernietigend is. En die eerste een is entitlement is 'n ontkenning van die waarheid. En hier het ek gesê dat elkeen van ons nie regtig wil hê wat ons toekom nie. Want as ek en jy regtig gaan kyk in God se woord, is dit wat my en jou toekom die hel. Plain en simpel, ek gaan nie doekies omdraai nie. Vir julle wat die eerste keer hier is, die eerste keer na my luister, ek is 'n persoon wat 'n reguit paadjie stap. En as die Here dit op my hart gelê het, is dit so. Ek en jy verdien die hel, maar dit is slegs deur God se genade dat ek en jy die ewige lewe kan hê, dat God ons uit die hel uithou. Maar daar berus by my en jou 'n verantwoordelikheid, dat ek en jy Jesus Christus moet aanneem as saligmaker en verlosser. Amen. Die tweede punt was, entitlement is vernietigend, omdat dit ons beroof van dankbaarheid. En hier het ek genoem dat ons dankbaar moet wees, en nie net so nou en dan nie. Ek en jy het soveel om voor dankbaar te wees. Ons is dankbaar dat die Here elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Vir party is vanoggend nie beskore nie. Vir ons wat van Kroonstad af kom, die Here het ons geseën met vervoer, ons het hiernatoe gekom. Die Here het ons geseën met 'n dak oor ons kop. Die Here het ons geseën met die klere wat ons aan het. Julle sien, so ek en jy het baie om voor dankbaar te wees. En entitlement glo dat ek altyd beter en meer moet hê. En dit is nie wat God wil hê vir ons nie. Die derde punt, entitlement vernietig ons verhoudings. Die woord sê, en die stel is nog nie, Riek is nog nie daai een nie. Die woord sê dat ons moet lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Romeine 12:15. Huil saam met elkeen wat hartseer is. En julle sien hier, as ons entitled is, dan wil ons nie lag saam met die wie lag nie. Want baie keer het ek nie wat hulle het nie. So ek is nie saam met hulle bly nie. En dan huil, sê die woord, huil saam met die wat huil. En baie keer wil ek nie saam met die mense huil nie, want ek glo dat dit wat met hulle gebeur, hulle toekom. Dis hulle eie skuld, hoekom dit met hulle gebeur. Is dit nie waar nie? Maar God se woord sê dat ons moet lag saam met die wie lag en huil saam met die wie huil. En die laaste een, entitlement is vernietigend, omdat dit ons in die plek van God sit. Julle sien, wanneer ek en jy entitlement het, weet ek en jy altyd beter. Ek wil altyd meer hê as wat God se porsie daar is vir my. Brett moet meer kry as Yvonne, en Piet moet minder kry as Sunny, en ek het net nie die woorde gebruik, die name gebruik, niks ernstig bedoelend, Piet met jou naam en Sunny of wie ook al, Nothing about that. Maar God weet hoe lyk die groter prentjie. En ons dien 'n regverdige God. We need to accept that. Some people get more than others. That's the way it works. Jy sien, wanneer ek en jy wegdoen met entitlement, plaas ek en jy God eerste. En ek en jy plaas God as ons beste porsie. Because no matter what, if I don't have God, I have absolutely nothing. Amen? Dit is so maklik soos dit. Ek kan miljoene in die bank hê. Dit gaan my nie iets doen nie. Ek het God in my lewe nodig. Amen? Ek het afgesluit deur te sê, entitlement is baie uitputtend. Want ons bly mense evalueer. En ons is altyd ontevrede met wat ons het. Is dit nie waar nie? Ek en jy kan slegs rus in God se porsie, wanneer ons besef dat daar niemand en niks meer werd is as Jesus Christus nie. Dan het ek en jy alles. Wel, vandag
wil ek vinnig met julle deel oor die onderwerp 5 maniere om jou tong te tem. En asseblief as ons hier uitstap, please don't fight with me. Please. Ek het gewoonlik donderdag sit ek, dan doen ek my boodskap en Ernest, nou donderdag het ek seker 2 ure gesit. En I struggled. En ek het nie geweet nie, en dis hierdie, en dan kry ek nie die regte antwoord nie. Dan is dit daai, dan kry ek nie die regte antwoord nie. En op die einde van die dag sê die Here vir my, 5 maniere om jou tong te tem. Daar is mag en krag in ons woorde, nie waar nie? Jy sien, woorde kan opbou of afbreek. Woorde is bitter sterk. In die movie Tomorrowland is daar 'n gedeelte tussen 'n dogter en haar pa, waar die dogter haar pa herinner aan 'n storie wat hy haar gereeld vertel het. En hierdie storie het gegaan oor 2 wolwe, wie altyd besig was om met mekaar te beklei. Die een se naam was donker en wanhoop, en die ander wolf se naam was lig en hoop. En die vraag wat gevra was elke keer, wie wen hierdie geveg tussen hierdie 2 wolwe? En die pa het altyd geantwoord, die een wie jy die meeste kos gee. Hoor julle mooi? Die een wie jy die meeste kos gee. Julle sien Spreuke 18:21, en Rikus daarin kan julle opsit, en die 53 vertaling sê vir ons, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy sien, ek kom altyd en ek sê dat die tong dieselfde is as 'n vuurwapen. As jy daardie vuurwapen gevat het en jy die skoot afgetrek, kan jy nie daardie ronde terugkry nie. Presies dieselfde met die tong. As jy jou mond oopgemaak het en jy het iets gesê, kan jy dit nie weer terugvat nie. Jy sien wel wat het hierdie te doen met woorde. Elke een van ons het 'n keuse wanneer ons praat. God het elkeen van ons die vryheid gegee oor ons woorde. Hoor mooi, God het ons die vryheid gegee, so ek en jy kan kies wat ek en jy wil sê. Party woorde bring donkerte en wanhoop en is gewortel in vrees. Party woorde bring lig en hoop en is gewortel in liefde. Ons het woorde wat ons ook nooit sê nie. En dan is daar woorde wat ek en jy nooit moes sê nie. Amen. Praat ek vanoggend met iemand? Definitely. Die gemeente ken my al, ek gaan nooit ietsie voorkom sê as dit nie op my van toepassing is nie. Ons het woorde wat afbreek en woorde wat opbou. Ek glo dat wat ons sê baie lewe dra. En net so as ons negativiteit spreek, spreek ons dood. Hoor mooi. Ek en jy het woorde wat opbou, maar as ek en jy negativiteit spreek, spreek ons dood. Die Bybel het baie te sê oor die tong. In Spreuke 21:23 en die 53 sê die woord vir ons, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede. God se woord is amazing. As ons net 'n bietjie tyd spandeer daarin, sal ons agterkom wat God se woord regtig beteken. Jakobus 3 van vers 8 tot 12 in die 53 sê vir ons, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. God se woord, my boetie, my susse, Nuwe Testament. Nie Ou Testament nie, Nuwe Testament. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Hoor julle mooi? Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.
Hier nie 'n paar heavy skrifte nie. Laat dit ons nie besef dat ons baie keer net 'n bietjie moet dink. Dink voordat ons iets sê. En nou kyk ons in Psalm 141 vers 3 en die 53 wat vir ons sê, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Kan ek vra, en niks leliks bedoel nie, hoeveel van ons vra die Here elke dag om ons lippe te bewaar? Well, thank you. Hier en daar 'n handjie, myne is nie daar nie. Myne is nie daar nie. Jy sien, en partykeer sê ek goed wat ek, man, that I should rather have kept quiet. Jy sien, wanneer ons weer kyk na die skrifgedeelte in Jakobus 3, sê dit dat geen mens die tong kan tem nie. Maar as dit so is, hoekom moet ons dan probeer, as die woord vir my en jou sê dat geen mens dit kan doen nie? En die antwoord lê daarin in Matteus 19 vers 26 en die 53. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Jy sien my boetie en my susse, by my en jou is dit onmoontlik. By my en jou sê ons partykeer dinge voordat ons dink. En as ek en jy vra soos wat die Psalm gesê het, Here, bewaar my lippe, plaas 'n wag voor my mond, glo ek, dat ek en jy nie die verkeerde goed sal sê nie. Die manier vir my en jou om ons tong te tem, moet ons, ek en jy, in 'n lewende verhouding met die Heilige Gees wees. Jy sien, want as ek en jy nie in 'n lewende verhouding met die Here is nie, gaan ons nie ons tong tem nie. We are not. Want ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Vinnig 5 punte. Die eerste een, wy jou hart, jou gedagte en jou tong aan die Here toe. Ek en jy moet op 'n daaglikse basis ons hart, gedagtes en tong aan die Here toewy. Ons moet bid dat die Here ons sal help om ons gedagtes gevangene te neem. Lukas 6 vers 45 in die NLV sê vir ons, 'n goeie mens bring goeie dade vooruit uit 'n goeie hart. En 'n slegte mens bring slegte dade vooruit 'n bose hart. Wat ook al in jou hart leef, bepaal wat jy sê. My boetie, my sussie, is dit nie die waarheid nie? As ek vanoggend opgestaan het en ek is depro en ek is negatief en ek het nie lekker geslaap nie en ek is nie lus vir mense nie, gaan ek die verkeerde goed sê? Ek gaan, want ek is suur, ek is dikbek. Maar as ek opstaan en sê, dankie Here dat U my geseën het met 'n nuwe dag, dankie Here dat ek weet dat U in beheer is, dankie Here dat ek weet dat ek vandag vir iets kan doen, gaan ek die regte goed sê, gaan ek 'n wag voor my tong plaas. En ek het hier geskryf die laaste punt, waarmee maak jy jou hart en gedagtes vol? Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Waarmee maak jy jou gedagtes en jou hart vol? Ons het vanoggend gepraat, ek kan nie onthou wie nie, ek dink Estel en Tannie Letty. Daar's soveel negativiteit in die wêreld. Soveel dinge wat verkeerd gaan. Soveel goed wat nie lekker is nie. Maar jy sien, ek en jy mis daai klein blommetjie wat tussen die vuil goed opkom. Maar ek en jy sien die vuil goed. En ek en jy praat net oor vuil goed. Maar ons sien nie daai blommetjie wat die Here daar gesit het nie. Die tweede punt, bid dat die Here jou bewus maak van jou woorde. Daar word gesê dat ons eers ons woorde moet proe voordat ons dit spreek. Is nie waar nie? You need to taste your words before you say anything. Jy moet mooi sit en dink. As jy iets moet sê, doen dit met boldness. Psalm 19 vers 15 in die NLV sê vir ons, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord. Jy sien, alles gaan oor die Here, nie oor my nie. Die derde een,
Ja, en hierdie is 'n heavy een. Hierdie is 'n heavy een. Moet my nie stenig nie. Gee jou reg om te kla op. Tjoe, kan ek dit weer sê? Gee jou reg om te kla op. Ek en jy is nie, en hier is weer daardie woord, entitled. Hoor mooi, ek en jy is nie entitled om te kla nie. As ek julle vandag sou vra, waaroor kla ek en jy? Ons munisipaliteite, ons paaie, water. Kyle se bestuur. Ja, ek sal maar Kyle rustig laat, ekskuus. Potholes. Jy sien, as ek en jy mooi gaan sit en dink, dan kan ek en jy met 10 dinge kom waaroor ons kan kla. Maar as ek jou vra, waarvoor is jy happy? Waarvoor is jy bly? Jy weet, dan moet jy nou eers mooi gaan sit en dink. En dis die vyand. Dis die vyand. Want die vyand wil hê ek en jy moet ons fokus afhaal van die Here. Jy sien, niemand hou daarvan, en kan ek dit regtig sê, ek het dit hier geskryf, niemand hou regtig daarvan om in die teenwoordigheid van 'n klaakous te wees nie. Jy raak nader aan so suur. Jou lippe trek soos, sal nie praat van lippies nie. Jy sien, jy raak so suur. En kan ek sê, as jy regtig wil uiting gee aan jou gedagtes of gevoelens, en dit is iets negatiefs, gaan doen dit waar niemand naby jou is nie. Ek sien altyd in hierdie movies, dan sit die ouens in hulle kar, dan wil hulle uiting gee, dan klim hulle uit die kar uit, dan sê hulle, dan skree hulle. So as jy regtig wil uiting gee aan die negativiteit, doe dit alone. Want jy weet, as jy negatief is, maak jy almal negatief. En dan raak ons nader aan so suur vir mekaar, dat ek nader aan, man, it would be better than if I was dead. En dan vra jy die Here om dit uit jou sisteem uit te kry. Die 4de een, vra vir vergifnis vir enige verkeerde woorde of attitude. En ek skuis die Engels en Afrikaans, maar partykeer het die Engels net 'n beter manier om dit te sê. Jy sien, your attitude determines your altitude. Jakobus 3 vers 2 in die NLV sê vir ons, ons maak almal baie foute. Sien julle dit? Daar staan nie, Brett England maak baie foute nie. Daar staan, ons almal maak baie foute. Maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam regkry. Vra die Here om vergifnis, en waar jy iemand anders te seer gemaak het met jou woorde, vra vir vergifnis. En ek het hier geskryf, come on, stand up and admit that you made a mistake. Stand up. Jy sien, ek sal, baie min sal ek admit dat ek 'n fout begaan het. Ja, maar dis jou fout. Nee, maar dit was so gewees. Jy het hier daai gat gesien. Nee, ek het hom nie gesien nie. Maar ek het jou gesê daar's 'n gat daarso. Ja, maar ek het nie geluister nie. Volgende toe as hiernatoe kom. Ek het stil gebly, want so in die week, toe ons daar na my pa toe, en toe sê ek vir Kyle, kyk die slag uit, hy trek hy af, tel die handbriek op, of Dadda beter kan doen, bestuur Dadda. En volgende kom ons hiernatoe, nou bly ek stil. Nou sê ek, Kyle, die kerk is daar by die kinies by Ocean Basket. Ok, kom in, welkom in. Hoe moet ek ry? Ek sê, jy weet mos. Arme Kyle, ja. Maar ek het ten minste 3 getuies saam met my.
Hoe ry ek? Ek sê nie, ek weet nie, jy ken mos die pad. Jy sien my boet aan my sis, if you've made a mistake, admit it. En dan die ander een is commit om te werk aan jou woorde. Jy sien, as ek en jy nie commitment gee nie, we are not going to work on our words. Dan gaan ek dit elke dag doen. Ek gaan elke dag die verkeerde goed sê. Ek het gewerk van Woensdag af. Wanneer was ons nou op alle toe wat jy so Sondag. Okay, is 'n week terug. Ek het gewerk aan my woorde. Ek het stil gebly vanoggend toe ons hier na toe ry. Sê net bietjie, jy's 'n vreeslike backseat driver. Sorry. Jy wou sê ek is 'n vreeslike backseat driver, maar ek het gewerk. Ek het gewerk daaraan. Die 5de een, oefen om woorde te spreek wat aanmoedig, troos, stig en inspireer. Hoor mooi, oefen om woorde te spreek wat aanmoedig, troos, stig en inspireer. Spreek lewe, my boetie, my sussie, ek en jy moet leer om lewe te spreek. Ek weet dis nie maklik nie. Maar nêrens in God se woord, nêrens in hierdie woord sê dit, die dag wanneer ek en jy Jesus Christus aangeneem het as salige maker en verlosser, dat dit maklik gaan wees nie. Nêrens nie. Nêrens nie. Maar God se woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Wanneer ek en jy begin leer om lewe te spreek, man, we're going to change this world. And it's going to start with us, we're going to change our families. Want dit begin by my en jou. Efesiërs 4 vers 29 en 53 sê vir ons, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Amen. God se woord. Ek wil graag begin afsluit met die volgende. My boetie en my sisse, om jou tong te tem is moontlik. Dit is moontlik. Met support. En kyk langs jou. Kyk langs jou, die persoon langs jou en sê, met jou support, kyk so hierdie kant toe en daai, met jou support is dit moontlik om my tong te tem. Come on. Julle het dit voor getuies gesê en julle het dit voor die Here gesê, because you know what, if I'm doing it on my own, I will fail. Maar as ek jou in die oë gekyk het en gesê het, weet jy wat, met jou support, gee ek jou die reg tot inspraak in my lewe. As ek iets verkeerd sê of iets negatiefs, asseblief sê dit vir my. Ja, gaan dit maklik wees om dit te vat? Nee, dit gaan nie maklik wees om dit te vat nie. Maar ons het saam, het ons besluit om dit te change. En met oefening. Jy sien, we need to practice what we preach. Ons moet oefen, want as ons nie oefen nie, then it's not going to happen. En dan met God se genade gaan ons dit kan doen. Wat vir ons as mens onmoontlik is vir God moontlik. My boetie en my sussie, spandeer meer tyd in God se woord. Spandeer meer tyd om met God te gesels. En hou aan om te oefen, om jou tong te tem. En my laaste sin is, en dit is in Engels. Het ek julle aandag? Het ek julle aandag? If you can't say anything good, please keep quiet. Kan ek dit weer sê? If you can't say anything good, keep quiet. Amen. Jy sien, is moeilik. Dis moeilik. Dis moeilik om 'n pad saam met die Here te stap, is dit nie waar nie? Jy sien, want as ons almal daai keuse gehad het en as dit maklik was, man, what would we have worried about? Maar dit begin by my en jou. Dit begin by my en jou. Daar's 'n woord wat sê in die Bybel ook, wat sê, dat die tong is die rudder van die boot. Daai groot skepe, daai klein dingetjie draai om. My boetie en my sussie, my en jou tong is dieselfde. We need to start practicing and we need to ask God to help us. My gebed vir elkeen van ons is dat ons hierdie week sal uitgaan. Dat ek en jy sal dink voordat ons sê.
En as ek en jy nie iets goeds het om te sê nie, dat ons maar eerder stil bly. En manne, as jou vrou vir jou sê, hoekom jy so stil is, dan sê jy vir haar, ek het niks goeds om te sê vandag nie, ek bly eerder stil. That's going to be a difficult one. Jy sien my vrou sit klaar hier voor en dan sê sy van, Amen. Het ek julle commitment? Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat u woord vir ons sê, dat waar dit vir ons onmoontlik is, dit altyd vir u moontlik is. Here, my gebed vir myself en elkeen van ons wat vandag hier is, wat die woord luister op YouTube, Facebook, Here, laat ons sal besef, dat sonder u, ons dit nie gaan regkry nie. Here, help ons om te dink voordat ons praat. Here, help ons ook dat ons lewe sal spreek, en nie dood sal spreek nie. Here, help ons ook dat daar waar ons nie iets goeds het om te sê nie, dat ons eerder sal stil bly. Here, ek weet dit is moeilik. Ek weet dat dit vir my baie moeilik is, want ek weet ek kan dinge baie vinnig sê. Maar Here, soos die woord sê, plaas 'n wag voor my lippe. Help my, dat dit wat uitkom, altyd tot seëning en tot eerbied van u naam sal wees. Seën elkeen van ons. Dit is my gebed, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra, laat ons die offerhande opneem asseblief.